Die gesondheidsorgsektor verloor elke jaar nagenoeg 30 miljard rand en die Amerikaanse konservatiewe aktivis Charlie Kirk se vermeende moordenaar verskyn voor die hof. Goeiemiddag, dit is tyd vir die Afrikaanse Visuele Bulletin op Pretoria FM. Ek is Esmerie Eysel, baie welkom. Suid-Afrika se gesondheidsorgsektor verloor jaarliks nagenoeg 30 miljard rand weens bedrog, verkwisting en korrupsie. Lennard Lekgetwe, die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, die SOE, en voorsitter van die Gesondheidssektor teen Korrupsie Forum, het hierdie inligting op die eerste dag van die Raad van Gesondheidsorgfinansiers se 25ste konferensie in Kaapstad bekend gemaak. Die SOE sê nagenoeg 15% van alle mediese eise word deur bedrog of misbruik geraak, wat vals eise, dubbele fakturering en onnodige mediese prosedures insluit. Die SOE ondersoek tans verskeie groot sake in die gesondheidssektor en het reeds miljarde rand deur teen korrupsie ondersoeke verhaal. Die veroordeelde misdaadbaas Radovan Krejcir het vandag 'n aansoek ingevolge artikel 342A van die strafproseswet in die Palm Ridge Landdroshof ingedien. Volgens 'n mediaverklaring wat namens Krejcir deur sy regsverteenwoordigers uitgereik is, voer hy aan dat daar onredelike vertragings in sy hofsaake was en dat sy menseregte geskend word. Krejcir, wat tans sy vonnis in die C-Max afdeling van die Kgosi Mampuru gevangenis uitdien, beweer hy word onder meer nie voldoende toegang tot gesondheidsorg en ander geriewe gegee nie. Die nasionale tesourie hou tydelik Julie se billike aandeeltoekennings aan verskeie munisipaliteite en metro's reg oor Suid-Afrika terug weens volgehoue swak finansiële bestuur. Volgens die tesourie is die ingryping daarop gemik om munisipaliteite te dwing om probleme soos onreëlmatige, ongemagtigde en verkwiste besteding die hoof te bied. Die tesourie sê die besluit is nie 'n strafmaatreël nie, maar 'n tydelike regstellende ingryping. Betaling sal hervat word sodra die betrokke munisipaliteite aan die voorgeskrewe voorwaardes voldoen. Action SA het die inligtingreguleerder genader om toegang te kry tot dokumente wat verband hou met die Phala saak. Die party wil onder meer president Cyril Ramaphosa se beëdigde verklaring en finansiële rekord sê, omdat dit glo kan toon dat meer geld gesteel is as wat aanvanklik verklaar is. Action SA beweer dit kan daarop dui dat Ramaphosa die publiek en wetstoepassingsowerhede mislei het. Die polisie het die versoek om toegang tot die dokumente van die hand gewys, waarna Action SA die saak na die inligtingreguleerder verwys het. Action SA has engaged the information regulator to challenge the refusal of the South African Police Service to give Action SA documentation relating to the President's affidavit declaring the amount of 8.7 million stolen from Phala Farm and the cash flow that shows 15 million rand worth of transactions through just one of the four robbers' accounts. We believe these two documents together will prove that the President has lied to the South African people and has misled law enforcement agencies and are critical to the impeachment committee processes of our country. Die DA in die Tshwane Metro het vanoggend 'n aansoek by die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria ingedien teen die Metro se onderburgemeester, wat ook die burgemeesterskomitee lid vir finansies is, Eugene Modise. Dit het in 'n forensiese ondersoek aan die lig gekom dat Modise nie sy belange in 'n veiligheidsmaatskappy, Triatic Protection Services, verklaar het nie. Die maatskappy het na bewering 'n kontrak met die Tshwane Metro Raad. Die DA se burgemeesterskandidaat in die Metro, Silje Brink, sê dat Modise deurlopend oor sy belange in die maatskappy geswyg het. Brink sê Modise se straf, 'n boete gelykstaande aan 2 maande se salaris, is nie genoeg nie. So today the Democratic Alliance announces that we have filed
papers in the Gauteng High Court to set aside the punishment which was meted against Modise by the Municipal Council. We believe that the Speaker misdirected the Council, misinformed the Council of the penalties available against Modise. But further than that, we believe that 200,000 Rand, the docking of 2 months' pay, is irrational in light of the fact that Modise's company continues to benefit to the tune of 3 million Rand a month. Die polisie in Gauteng het saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag en Sibanye Protection Services operasie floreer by die Losberg Kloof myn in Western Area uitgevoer, waar tydens 150 verdagtes in hegtenis geneem is. Die operasie is daarop gemik om onwettige mynboubedrywighede en oorgrensmisdaad in die gebied te bekamp. Die verdagtes is aangekeer vir misdrywe wat met onwettige mynbou verband hou. Die voorverhoor van die vermeende moordenaar van die konservatiewe Amerikaanse aktivis Charlie Kirk het in die Amerikaanse staat Utah begin. Kirk se ouers en sy weduwee, sowel as president Donald Trump se seun, Donald Trump Jr., het gister die eerste dag van die saak bygewoon. Die aanklaers probeer om die regter te oortuig dat daar genoeg bewyse teen die verdagte Tyler Robinson is, sodat hy verhoor kan word. Robinson het nog nie gepleit nie. Kirk was 'n bondgenoot van Trump wat in September verlede jaar in 'n sluipmoordaanval op 'n universiteitskampus doodgeskiet is. Die voorverhoor sal na verwagting die hele week duur. En dit bring ons aan die einde van die bulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk. Ons maak môre weer so.